Hierdie is die opvolg op die vorige video wat ek gepost het. So ons was besig geweest met nommer 4 en ons was besig om so ons het eers die teken gekry wat ons gesê het omdat dit 'n minus is, met een 'n plus is en 'n ander een 'n minus. Toe het ek die twee faktore met mekaar gaan mol, so ek gesê 2 mol 21 gee 42 en toe het ek die faktore van 42 gekry, so wat mol wat gee alles met 42 en dit is 1 en 42 of ek kan dit omruil en sê 42 en 1, 2 en 21, 21 en 2, 3 en 14 of omruil 4 en 3 en dan 6 en 7 of 7 en 6. Alright, so nou beweeg ons aan, nou dat ek die faktore het, wat maar wat alles my 42 kan gee, moet ek nou gaan bepaal watter een van hierdie kan my middelste term van minus 11 ook gee. So onthou, ons een teken moet positief wees, so kom ons maak al ons linkerkantste getalle positief. Alright, en my ander teken is negatief, so ons maak al my regterkantse getalle negatief. Okay, nou gaan werk ons dit uit. So 1 minus 42 is obviously minus 41, 2 minus 21 is minus 19, 3 minus 14 is minus 11, 6 minus 7 is minus 1. As ek dit omruil, kry ek 41, 21 minus 2 is 19, 14 minus 3 is 11, en 7 minus 6 is 1. So huidiglik is my middelste term minus 11. So watter een van hierdie opsies kan vir my 'n antwoord gee van minus 11? Dit gaan obviously hierdie enetjie wees. Plus 3 minus 14. Maar belangrik, jou middelste term het nie net 'n getal nie, hy het ook 'n letter. Met ander woorde, dit gaan wees 3p minus 4p, 14p gee vir my minus 11p. Alright, nou dat ons weet wat is al ons getalle, nou kan ons dit in ons venstertjie gaan sit. So onthou jou eerste term, 2p kwadraat, is die eerste term in jou venstertjie. Jou laaste term is die laaste term in jou venstertjie. So ek het 2p kwadraat minus 21. En dan, my middelste twee terme kom in die middelste twee venstertjies. So my eerste middelste term is positief 3p en my ander middelste term is minus 14p. Alright, so hoe gaan ons dit faktoriseer? Ons faktoriseer afwaarts. So in ander woorde, ek het 2p kwadraat plus 3p minus 'n 14p minus 'n 21. So kom ons gaan kyk, wat is gemeenskaplik tussen 2p kwadraat en 3p? So onthou 2p kwadraat as ek hom opdeel is 2 mol p mol p en 3p as ek hom opdeel is 3 mol p. So wat het hulle albei in gemeen? Albei van hulle het 'n p. So ek haal my p gemeenskaplik uit, maak my hakkie vir wat oorbly. So as daai p weg is en daai p is weg, waarmee bly ek oor? 2 mol p wat vir my 2p gee, 'n plus en 'n 3. Want onthou, as jy hierdie p inmaal, moet jy weer kry 2p kwadraat plus 3p. Okay, dan beweeg ons aan. My middelste term is 'n minus. Belangrik, hier gaan nou 'n minus staan. As daar minus is, beteken dat die teken in my hakie gaan ook verander. Okay, so kom ons kyk wat is gemeenskaplik tussen 14p en 21. So 14p is dieselfde as 7 mol 2 mol p en 21 is dieselfde as 7 mol 3. So wat het die twee van hulle in gemeen? Al twee van hulle het 'n 7. So ek haal my 7 gemeenskaplik uit en ek maak my hakie vir wat oorbly. So as daai 7 weg is en daai 7 is weg, waarmee bly ek oor? Ek bly oor met 2 mol p. En 2 mol p is 2p. My teken was 'n minus, maar omdat ek 'n minus uitgehaal het, moet daai teken verander. So in plaas van 'n minus word hy nou 'n plus. En dan waarmee bly ek oor dan agter my plus? Ek bly oor met 'n 3. Sien jy dat jou twee hakies dieselfde is? So as jou twee hakies dieselfde is, beteken dit jy haal hom een keer uit, skryf hom vooraan, en dit wat oorbly, my p minus 7, kom in my tweede hakie. En daar het jy dit gaan faktoriseer. So jy kan dit toets deur dit uit te maal, en dan moet jy seker maak dit gee weer vir jou 2p kwadraat minus 11p plus 21. Wat dit doen.
Right, en dit is dan hoe jy 'n 3-term factoriseer.